Welkom by Koffie en Kwadrate. In les 8 het ons gekyk na parallelle lyne en ja, teen die einde van daai video kon ek glad nie meer parallel sê nie en ek kan nog steeds nie. Maar ja, die doelwitte was om te verstaan wat parallelle lyne is en hoe om vergelykings te kan vergelyk en hoe om die lyne te kan oplos. Maar vandag kyk ons na loodregte lyne, soos beloof. Nou, wanneer kruislyne teen 'n 90 grade hoek? Dit is die vraag wat ons onsself moet vra. Nou, die lesdoelwitte is om te sê dat aan die einde van hierdie les behoort ons te verstaan wat loodregte lyne is, te weet hoe gradiënte van loodregte lyne verband hou, die negatiewe resiproke te kan vind en te kan bewys of twee lyne regtig loodreg is. Nou, ek gaan 'n prentjie teken net om te sien of my iPad slim genoeg is. So daar het ons nou 'n vertikale lyn en nou wil ons 'n horisontale lyn hê. Hassa. Alright. Nou dis redelik mooi. Ek dink dit is mooi. Ek dink dit lyk redelik akkuraat. Hierdie groen blokkie wat ek nou daar het. Dit is die teken vir loodreg. So as jy dit sien in 'n toets, dan weet jy die lyne is loodreg, menende dit is 90 grade. Okay, so wat beteken loodreg? Twee lyne is loodreg wanneer hulle mekaar sny teen 'n 90 grade hoek, soos wat ek nou net gesê het. Nou, 'n voorbeeld kan wees, sê nou maar 'n vertikale muur teen 'n horisontale vloer. So jy het jou vloer en jy het jou muur. Okay? Die arms van 'n plusteken, hierdie lyk soos 'n plusteken, nie? So dit is ook loodreg. En dan natuurlik die x-as en die y-as. Hierdie is jou y-as, hierdie is jou x-as. Okay. Nou, die geheim van 'n loodregte lyn is dat in analitiese meetkunde kyk ons weer na die gradiënt. Okay? So by parallelle lyne het ons ook gekyk na die gradiënt. By parallelle lyne het ons gesê dat die gradiënt van die eerste vergelyking moet gelyk wees aan die gradiënt van die tweede vergelyking. Maar kom ons vee dit uit, want in werklikheid gaan ons nie nou daarmee werk nie. Ons is nou besig met loodregte lyne. So die reël is, die gradiënte van loodregte lyne is negatiewe resiproke van mekaar. Menende dit beteken, ons gaan sê, M1 maal met M2 gaan wees negatief 1. Okay? So, wat beteken negatiewe resiprook? Dit klink nou 'n groot woord, maar kom ons sê, ons begin met M is 2 en ons skryf dit as 'n breek. 2 is mos ook gelyk aan 2 op 1. Alright? Dan draai ons die breek om. Dit word 1 op 2. Okay? Dan verander ons die teken na 'n negatiewe. En daar het jy die negatiewe resiprook van 2. Daarom is dit minus 'n half. Sien jy, dit is net, jy draai dit om, jy skryf dit eers op 'n breek, 2 op 1, né? Jy draai hom om, die resiprook, en jy kry die negatiewe, menende, jy verander die teken. As dit sê nou maar 'n negatiewe resiprook was, dan sou dit geword het, kom ons doen gou 'n paar voorbeelde net eers. 3 sou gewees het 3 op 1, jy draai hom om, so dis 1 op 3, en dan die negatiewe resiprook is minus 1/3. Dit is jou een voorbeeld wat jy kan hê by jou. Sê nou maar jy het negatief 2, jy draai hom om, of sit hom eers op 'n breek, as dit vir jou makliker is minus 2 op 1, jy draai hom om, minus 1 op 2, en dan die negatiewe resiprook sal dan daarom wees 1 op 2. Jy verander die teken wat hier staan. Hier staan ons 'n plus, so dit word 'n negatief. Hier staan 'n negatief, daarom word dit 'n plus.
Reg. Kom ons maak nog 'n voorbeeld met 'n ander kleur miskien. Okay. So ons het 4 op 5. Ons draai hom om. Dit word 5 op 4. Jy verander die teken. Dit word negatief 5 op 4. Dis ook 1. Okay. Sê nou maar jy het minus 3 op 7. Jy draai hom om. Dis minus 7 op 3. En jy verander die teken en dit word 7, positief 7 op 3. Alright, kom ons vat gou net 'n paar voorbeelde, dink ek. Voorbeeld 1, is die lyne loodreg? Okay, jy word gegee, y is 2x plus 5, en jy kry saam met hom, y is negatief 1 op 2x plus 3. Ek sal nou dadelik dit raak sien en sê ja, dit is, maar kom ons doen dit net stap vir stap. So in die eerste lyn is die gradiënt 2. In die tweede lyn is die gradiënt negatief 1/2, okay? So nou vermenigvuldig ons nou daai M1 maar met die M2 en dit gee vir ons 2 maal negatief 1/2 en ons kry minus 1. Daarom is dit loodreg. Okay, onthou wat ons hier gesê het hierbo. Hierso. M1 maal M2 moet vir jou negatief 1 gee. As jou antwoord negatief 1 is, dan weet jy jou lyne is loodreg. Alright, wat as dit nie loodreg is nie? Okay, jy kry y is 3x plus 4 en y is 1/3 x minus 2. So hier is jou gradiënt. Jou gradiënt is 3. Hier is jou gradiënt 1/3. Okay. Nou vermenigvuldig ons M1 met M2 en ons kry 3 maal 1 op 3 en ons kry 1. En 1 is nie gelyk aan minus 1 nie, daarom is dit nie loodreg nie. Nou, hoe vind mens 'n loodregte lyn se vergelyking? So, jy kry die vergelyking, sê nou maar, y is gelyk aan 4x plus 7 en dit gaan deur 2 en 3. Okay. So die oorspronklike gradiënt is 4. Okay. So die tweede stap is vind die negatiewe resiprook. Menende 4 op 1, draai hom om, hy word 1 op 4, en dan sit jy die negatiewe, dan verander jy die teken, en dit word minus 1 op 4. Reg. So daarom is die tweede gradiënt minus 1/4. Okay. Nou gebruik ons goeie betroubare formule, y is mx plus c, en 'n loodregte lyn sal ja, okay, y is mx plus c, daarom sê ons y is negatief 1/4 x plus c, dan gebruik jy jou punt, jy stel hom in, so dit is, y is 'n 3, negatief 1 op 4, dis my ding net wil saamwerk, en die x is 2, plus c, en as jy nou net jou hele storie hier uitwerk, dan sal jy sien, c is 7 op 2, jy kan dit gaan uitwerk op jou sakrekenaar, so jou antwoord is, y is negatief 1/4 x plus 7 op 2.
Nou, in spesiale gevalle kry jy miskien 'n horisontale lyn. Byvoorbeeld, ons doen dit in blou. Y is 5. Dit beteken die gradiënt is 0. Okay. En 'n loodregte lyn sal daarom vertikaal wees. Okay. So die vertikale lyn sal miskien wees x is 3 en sy gradiënt is ongedefinieerd. Okay, ek skryf dit net maar uit. Ongedefinieerd. 'n loodregte lyn sal horisontaal wees. Okay. Nou, algemene foute wat ek al gesien het is dat net die teken verander. Sê nou maar by as jy het kom ons maak dit geel. Okay? Sê nou maar jy het m is 3. Dit is nie gelyk aan minus 3 jou m2 nie. Jou m2 is nie gelyk aan minus 3 nie. Jou m2 moet daarom wees minus 1/3, want jy moet dit omruil. Jy moet 3 op 1 omruil na 1 op 3 en jy moet die teken verander na 'n negatief. So onthou, jy vind die negatiewe resiprook. Okay, fout 2 is vergeet om dit om te draai. Sê nou maar, jy het 2 op 5 en jy maak die negatiewe resiprook net eenvoudig 'n minus 5. Ja, kyk, ja, toe maar. Kom ons los dit uit. As jy 2 op 5 het, dan sal die regte antwoord wees minus 5 op 2. Okay, so ek is nou nie seker wat ek wou gesê het van die fout nie, maar as jy van 2 op 5 net na minus 2 op 5 gaan, dan is dit verkeerd. Dit is nie die antwoord nie. Jy moet hom omdraai na 5 op 2 en jy moet sy teken verander na 'n minus toe. Okay, skus, ek het myself nou gecorrect hierso, ons is nou weer op pad. Alright, fout 3. Gebruik die parallelle reël. As jy sê M1 is M2, dan werk jy met parallelle lyne. Maar 'n loodregte lyn gaan oor M1 maal M2 is negatief 1. Hierdie is vir parallel, hierdie is vir loodreg. Jy kan nie daartoe omruil nie, jy moet dit reg doen. Nou, ek kan vir julle 'n paar sommetjies gee wat julle kan doen en in die chat miskien sit. Bepaal of die lyne loodreg is. Ek gaan dit so langs die kant net skryf. Bepaal of dit loodreg is. Y is 5x plus 2 en y is negatief 'n 5de x plus 7. Bepaal of dit loodreg is. So kom ons sê daar is 1. Ek gaan sommer net aangaan na vind die negatiewe resiprook van 6. Negatiewe resiprook. Ek skryf nou nie baie mooi nie, maar nou ja. Vind die negatiewe resiprook van hom vir my. En dan die derde een vind die vergelyking. Vind die vergelyking van 'n lyn wat loodreg is aan y is 2x plus 1 en hy gaan deur die punte 4 en 5. Doen sommer net hierdie 3 sommetjies vir jouself. As jy wil, kan jy dit deel in die chat. Kom ons doen gou vinnig net 'n opsomming. Vandag het ons geleer dat loodreg beteken 'n hoek van 90 grade, né? Okay? Loodregte lyne het gradiënte wat negatiewe resiproke is. Okay? Die reël is M1 maal M2 moet vir jou negatief 1 gee.
En om die loodregte gradiënt te kan kry, draai jy die breek om, jy verander die teken. OK. Die belangrikste idee wat jy kan wegvat van hierdie video is dat parallelle lyne hou dieselfde rigting, maar loodregte lyne draai presies 90 grade. Ek sien julle in video 10.